Goeiemôre. Dis so lekker, hier so lekker buzz. Ons kan sien, almal geniet die hitte, almal is bly dis somer, almal is bly om in die huis van die Here te wees. Ek wil graag aan hierdie aankondigings voorhou. Dinsdag aand om 7 uur is daar woordskool, dan woensdagoggend om 10 uur is ons vroue biduur, en woensdag aand is ons power hour, donderdag is ons selgroepe, Vrydag om 18:30 is ons jeugbyeenkoms. So asseblief, bring die jong mense, laat hulle dit lekker saam hier kom geniet, in die teenwoordigheid van die Here. En dan Sondag is weer ons erediens en ons aanddiens. So onthou vanaand om 5:30 is ons aanddiens hier by die kerk, moet dit nie mis nie. Wie besoek ons vandag vir die eerste keer? Is daar enigiemand wat vir die eerste keer hier saam met ons is vandag? OK, daar is ons oom en tannie. Die tannie met die rooi en die swart blouse. Baie dankie. Goed, dan nou Saterdag is ons groot gemeente piknik. Baie dankie aan almal wat julle name opgesit het, vir almal wat hulle gelde alreeds betaal het. Ons sien baie uit daarna. Ek gaan in die loop van die week, gaan ek op die kerkgroep, op die WhatsApp groep, gaan ek 'n lysie stuur van al hulle reëls en regulasies. So ons wil asseblief vra, neem kennis, lees dit deur wat die oord se reëls en regulasies is, dat ons kinders en almal daarby hou. Dan gaan ek ook 'n lysie deurstuur van alles wat jy moet saamvat, soos 'n sonbril en sonblok en kampstoele en alles wat jy nodig gaan hê. So kyk asseblief op die gemeentegroep. Dan wil ek ook dit onder die aandag bring, ek kry nou môre die kaartjies by Webtickets. So ons gaan nou deur die loop van die week, as jy 'n kansie kry om by ons huis te kom stop, kan jy gou-gou 'n kaartjie kom optel, want elke voertuig moet 'n kaartjie hê om toegang te kry tot die oord. So ons gaan nou in die week, kan jy enige tyd net vir pastoor Edmund kontak, as jy gou 'n kaartjie kan kom optel. Andersins gaan ek Vrydag aand van 7:30 tot 8:30 hier by die kerk wees. As jy dalk gou Vrydag aand tussen 7:30 en 8:30 hier wil stop, net om 'n kaartjie te kry. Andersins gaan ek Saterdagoggend ook tussen 8 en 9 sal ek by die hek staan, as jy tussen 8:00 en 9:00 daar wil arriveer om 'n kaartjie te kry. Dan ons skoenboksprojek. Ons het 'n skoenboksprojek vir einde November. Ons wil dit graag vir 'n kinderhuis in Heidelberg gee. So daar is by die inligtingstoonbank 'n lysie van basiese benodighede wat ons nodig het per kind, wat jy in 'n skoenboks kan sit. As die Here dit op die hart lê om enigiets ekstra by te sit, is jy meer as welkom. En dan wil ons vra dat jy die skoenboks mooi sal oortrek met kerspapier, en dan einde November gaan Donde dan nou opneem, en dan kan ons dit vir die kinderhuis vat. Dan vir ons welsyn, ons wil baie dankie sê vir almal wat bydra vir die welsyn. Ons is so bevoorreg om 'n gemeente te hê wat altyd help en altyd bereid is om 'n bydra te lewer. So die welsyns se behoefte op hierdie stadium is vir grondboontjie botter, konfyt en smeere, olie en suiker en koffie. So as jy enige van hierdie produkte kan bydra, dan kan jy ons net kontak, ons sal dit baie waardeer. Dan wil ons die volgende datums net onder die aandag bring. Sondag die 23ste November het die Sondagskool hulle jaarlikse opvoering. So dit is groot opwinding, die kinders is al van laas Sondag af besig om hard te oefen, hulle is hulle hart en siel daarin, so u moet hierdie Sondagoggend definitief nie mis nie, dis vir hulle nou 'n groot hoogtepunt vir die jaar. Dan Sondag 30 November is ons Kerslig en Melodie, sowel as die departemente afsluiting. So dit is ook 'n groot gebeurtenis waar ons mense gaan kry wat gaan vir ons kom bedien met sang, so u moet dit ook nie mis nie. En dan Sondag 7 Desember ons nagmaaldiens. Dan die verjaarsdag vir die week, Maandag verjaar Arina Swart, Dinsdag Magda van Sail en Mianka Gerber, en Woensdag verjaar François Brown. Kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Ons wil graag vir oom Johan vra, hy gaan vir ons kom open met gebed. Baie dankie oom Johan. Kom ons maak die oë toe. Here, ons sê vir u baie dankie vir u wonderlike voorreg, dat ons as gelowiges en as gemeente voor u kan kom staan in hierdie oggend. Dankie dat ons kan weet, u is hier, want u woord sê, waar twee of meer by mekaar kom, daar is u teenwoordig.
So Here, ek wil vir U kom sê, ons as gemeente is opgewonde om te sien wat U hier in ons middag gaan doen vanoggend, Here. Kom stort die Heilige Gees uit in ons elkeen se harte, Here. Kom werk in ons, kom genees ons, kom bring verandering. En Here, waar dit vanoggend nagmaaldiens is, Here, kom bid ek baie spesifiek, dat U in ons harte sal kom werk, dat U ons elkeen by U sal hoor, Here, waar is daar areas in ons lewens, waar ons moet oopmaak, waar ons moet kom losmaak, Here, sodat daar niks in ons lewens kan wees, wat skeiding tussen U en tussen ons kan bring nie. Here, my gebed vir oggend, Here, is vir herstel en vir genesing in elke ene van ons se lewe, word verheerlik in ons midde, in Jesus Christus naam bid ek dit, amen. Dan saam met ons. Ons loof en dan bid ons koning vanmôre. Amen. By U alleen is die woorde tot lewe gee. By U alleen is die vrede wat ons begeer. Zo is op U, ons wag hier op U, is U alleen. Sal bly, vir wie hier die lofsang verhys. Heilige Here, is U alleen. By U alleen is die antwoord op al ons vrae. By U alleen is die hoop wat ons in ons dra. Op U, ons wag hier op U, is U alleen. Glory! Heilige Here, ons loof en ons eer U alleen. Wie kan met U vergelyk? Sal bly, vir wie hier die lofsang verhys. Heilige Here, is U alleen. Daar is geen ander wat eindeloos is, dis net U. Loof en ons eer U alleen. En wie kan met U vergelyk? Heilige Here, vir U sal ons lewe die eer. By wie hier die harte sal bly, vir wie hier die lofsang verhys. Heilige Here, Heilige Here, Heilige Here, is U alleen. Halleluja!
glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, it's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, now I'm feeling, and now I'm feeling so much better. Since I laid my burdens down, yes, I'm feeling just like shouting. Since I laid my burdens down, it's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, it's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, now I'm feeling, oh, now I'm feeling so much better. Since I laid my burdens down, yes, I'm feeling just like shouting. Since I laid my burdens down, I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, we say yes. Oh, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes. Oh, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. It's glory. It's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, it's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, now I'm feeling, and now I'm feeling so much better. Since I laid my burdens down, yes, I'm feeling just like shouting. As I lay my burdens down. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you. Praise you. Praise you.
I sing praises to your name. Praises to your name. The name that's so much higher than all name. All honor to your name. All honor to your name. The name that's so much greater than all name. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. I sing praises to your name. Praises to your name. The name that's so much higher than all names. All honor to your name. All honor to your name. The name that's so much greater than all names. Oh, be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. Your name is life. Your name is hope inside. Hope inside me. Your name is love. A love that always finds me. Always finds me. Your name is life. Your name is hope inside me. Hope inside me. Your name is love. A love that always finds me. Always finds me. Yeah. Be lifted up.
be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. Jesus. Thank you, Jesus. We lift your name on high, Lord. We lift your name on high. In die regterhand van hom wat in majesteit regeer, lê die boekrol van die lewe, 7 maal verseël, en niemand kon gevind word om sy seels oop te breek, tot die lam van God na vore kom, om die boekrol self te neem. Die 24 ouderlinge val toe voor hom neer, saam met al die engele en die ganse hemel leer, en elke wese wat asem het in aarde, en die see en oor die lengte en die breedte van die skepping bring om eer. Al die lof en die krag en die eer en die heerlikheid en rykdom en sterkte aan U alleen, o Heer. Al die lof en die krag en die eer en wysheid aan die Lam op die troon, wat nou en tot in ewigheid regeer. Here, U alleen is waardig om die boekrol te neem. U alleen is magtig om sy seels oop te breek, want U het vir ons gesterwe, en met die bloed het U betaal, om ons los te koop uit elke stam en nasie, volk en taal. Al die lof en die krag en die eer en die heerlikheid en rykdom en sterkte aan U
Heer. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. Forever you will be. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. Oh, heaven declares the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. We will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man with God. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul. Sing dit vanmôre soos verlosters. Hallelujah! Let your soul sing this morning to thee. How great
dit nog eenmaal saam, terwyl ons die Here net aanbid en sy naam groot maak. Then sings my soul. Kom ons sing dit. Vanmôre, terwyl jy dit sing, laat dit uit jou hart uitkom vanmôre. Sê Here, ek is hier om U te aanbid. Ek lig U op. U is die koning van die konings. U is ons verlosser. Halleluja. So kom ons sing dit asseblief orkes. Then sings my soul, My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! And then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Aanbid die Here daar waar jy is, aanbid hom, laat die lofprysing die lig vul vanmôre. Here, ons aanbid U as die koning van die konings, die lewegewer. Ons eer U vanmôre, Here, vir die teenwoordigheid. Rakashememendo, kom kerk, kom ons aanbid die Here. Rakashememendo, romoshamanganterebasianda. Here, ons verhef U naam vanmôre, die naam van Jesus. Here, vanmôre vir die grootheid en die goedheid, vir die genade, Here, ons prys die heilige naam. Al die lof en al die eer behoort aan U, Here. Halleluja, halleluja, halleluja. Dankie, Here Jesus. O, dankie Gees van God. Raman turubusa mamanga turubusa memento. Raman turubusa memento turukusa memento nebasa mamanga. Dankie, Here. Dankie, Here Jesus. Raman turubusa memekes memento nebasa mamanga. Kesama. Dankie, Here. Amen. Jy kan die sitplekke neem. Baie dankie. O, prys die Here. So 'n wonderlike atmosfeer. Sy teenwoordigheid vanmôre. Baie dankie aan hierdie aanbiddingspan. Ons waardeer julle. Gemeente, kom ons spreek ons waardering uit. Ons waardeer julle. Amen. Baie dankie, baie dankie julle. Groot voorreg om saam te kan wees. Ek gaan môre met u deel. Die Here het die afgelope tyd met my gepraat oor 'n paar vrae wat nie altyd in die kerk gevra word nie. En terwyl ek 'n week voorberei,
in terme van hierdie vraag, spesifieke vraag wat die Here my gegee het. Een oggend toe hoor ek iets en dis asof nie asof nie, die Gees praat duidelik met my en hy sê, deel met my kinders rondom hulle geloof eers. Ek sê, Here, maar ons is gelowiges, ons is almal in die kerk, ons dien nie. En die Here kom breek iets groots vir my oop. En ek wil vanmôre met u daaroor deel oor nie net geloof wat red nie, maar egte geloof vir die dag en die uur waarin ons nou lewe. Wat baie belangrik is vir die kind van God. Ek begin met die woorde van W. Herschel Ford wat skryf: Your life, your happiness and your usefulness in this world and your eternal destiny are determined by your life in Jesus Christ through your faith. It is not a question of what others say or do. It is not a question of hypocrites in the church. It is a question of what you personally have done as a child of God through faith. Have you met Him face to face in the matter of your sin? Have you experienced His saving grace? Have you formed a vital connection with Him? A vital connection. Have you been born again? Dis 'n groot vraag. Have you been born again? Het jy Christus in jou lewe ingenooi? Ervaar jy hom dag vir dag en stap jy 'n pad saam met hom? Lees gou Johannes 3 vers 36 saam met my in die Amplified, asseblief. And he who believes in, has faith in, clings to and relies on. Ek wil hê julle moet hoor, as hy praat van geloof, hy sê, has faith in, clings to, and relies on. On what are you relying? Wie lei jou? Wie volg jy? The Son has now possesses eternal life, but whoever disobeys is unbelieving toward and refuses to trust in, disregards, is not subject to the Son, will never see and experience life. Ongehoorsaamheid, ongeloof. But instead, the wrath of God abides on him. God's displeasure remains on him. His indignation hangs over him continually. Sit gou vir ons die 53 vertaling. Ag asseblief, daar's hy, vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. En almal sê amen. Anders dan gaan ek begin bekommerd raak. Dan verander ek die boodskap nou na 'n evangelie boodskap toe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toorn van God bly op hom. So. Nou Johannes 3 vers 18 asseblief. Ja, begin eers met die Amplified asseblief. He who believes in him, who clings to, hier kry ons dit weer, trusts in, relies on him, is not judged. He who trusts in him, en wie is dit? In Jesus Christus, never comes up for judgment. For him there is no rejection, no condemnation.
He incurs no damnation, but he who does not believe, cleave to, rely on, trust in him, is judged already. He has already been convicted and has already received his sentence because he has not believed in and trusted in the name of the only begotten Son of God. He is condemned for refusing to let his trust rest in Christ's name. Sjoe. 53 vertaling asseblief. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore Seun van God nie. Glo, groot woorde. Groot woorde. Ek weet nie of u die afgelope tyd gevolg het, ons gaan nou Psalm 19 doen. Of u die afgelope tyd gevolg het, toe ons selfs weg was, die voorbereiding en die viering van Halloween. En nou sien ons alreeds weer die voorbereiding en die viering van Kersfees. En nou die dag luister ek na oor die radio wat mense wat praat van, ons berei voor vir hierdie tyd en ons maak reg en wat 'n wonderlike tyd en dis geskenke en al die goed. En ou se kop hardloop maar 'n bietjie en iemand vra die vraag, maar wat beteken hierdie tye vir jou? En hy sê, ag nie veel nie, ons vier dit maar net omdat dit 'n lekker kultuur is. Dis 'n lekker kultuur. Daar's al 'n kultuur gevorm. Ons hou van Halloween, want ons pompoene en sweets. Ja, jy kan maar lag, maar dis waaroor dit gaan. Trick or treat. Wat hulle nie mooi luister nie is trick. And then I treat you. Kersfees, persente en bome en al die goed. Ons aanbid nie hierdie goed nie, maar daar's 'n verkeerde kultuur wat geskep word. En ek wil vanmôre vir u sê, u sit nie verniet hier vanmôre nie. Geloof, werklike geloof, op sigself ware geloof, is nie 'n opgemaakte saak nie. Is nie 'n kultuursaak nie, is 'n werklikheid. En vir die kerk wil ek vanmôre sê, en mag julle my net hoor, en die Gees van God dit in julle harte lewendig maak. Ek en u wat in Christus glo, is besig met 'n egte geloof, maar ek wil u vanmôre vra, waak asseblief teen 'n kultuur van glo en geniet. Hoe so, pastoor? Want dit kan half 'n opgemaakte saak word. Hoe so? Dis 'n geloof wat net soek na wat vir my voordelig kan wees. Dit is 'n geloof wat soek na ek word gestreel. Ek voel ten minste goed. Ek soek wat ek soek. En daar moet net iets in wees vir my. Die fokus bly egter op my. Oeg, pastoor, hou net op met hierdie boodskap asseblief, want dis nie 'n lekker een nie. Egte geloof is op Christus Jesus gefokus, gerig en gebou. Op Jesus Christus. Egte geloof is gegrond
op wat God vir ons doen deur sy enigste seun wat ons vry kom koop het aan 'n kruis sodat ek en jy vanmôre hier kan sit en kan sê broer, jy's waarlik vry. Hierdie tafel sê jy's vrygekoop. Niemand kan iets teen jou sê nie. Niemand kan jou veroordeel nie, want Christus het jou vry gemaak. You are free in Christ. 'n Kultuur van bring goed wat jy moet doen om goed te wees. Maar wanneer ek in Christus is, I've been chosen. Ek is gekies. Dit is net vir my jammer dat die kerk nie lewe asof hulle gekies is nie. Ons lewe so baie deur condemnation, veroordeling. Het jy gesien wat daai ene gedoen het? Jy gesien wat hier gebeur het, my ou broer? Of die pastoor, en weet julle wat sê hulle vir ons? Ons wil jou net inlig, pastoor. Ek soek nie inligting nie. Ek staan onder die genade en die bloed van Jesus Christus, net soos daai persoon onder dit staan. If you know something, start praying for that person. As jy weet wat daar is, begin vir hulle bid. Want jy sien as ons by daai kultuur kom wat opgemaak is, Jakobus 4 vers 17. As julle hom vir my kan opsit, Jakobus, hoor gou wat sê Jakobus, en ons praat so baie van sonde. Sonde wat uit verskillende kategorieë uitkom en goed, en terwyl ek hierdie week sit, en gisteraand sit en ek weer kyk na hierdie goed, luister wat skryf Jakobus. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie. Vir hom is dit sonde. Ek praat nie van blaatante gedoende sonde nie. As jy weet wat reg is om te doen, en jy doen dit nie, kind van die Here, die engel sê, if you know what is right and you do not do it, it's sin. Wat sê die Bybel? Wie van julle ken die woord van die Here? Julle ken die woord, né? Die woord sê verdra mekaar. Pastoor Alwyn, verdra mekaar. In liefde. Wat doen ons? My maat, ons trap die ene wat geval het. Dis oordeel. Dankie Taneria. Dis oordeel. Snaaks hulle die woord sê dieselfde oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. Oei. Kerk van die Here, ek dink ons moet op 'n plek kom waar ons onsself begin ondersoek. Op 'n plek kom waar ons doen wat goed is. En jy doen dit omdat dit goed is en reg is en aanneemlik is vir God. Sien, want hierdie kultuur wat nou hierdie geloof en alles, jy weet, pastoor, hoor wat sê hulle, dit lei tot 'n sondige ingesteldheid en 'n sondige gedrag, die eie ek. Ek soek my voorbeeld, sodat 'n mens die ware doel en betekenis van wat ek wil hê kan by uitkom. Opgemaakte geloof reken, geloof is amper soos 'n towerstaf wat elke wens
my voordeel, hoe ver gesog dit ook al is, vir my tot voordeel laat bring. Dis amper die idee dat God al my probleme moet wegvat, as ek dit net vra. Wie van julle het al agtergekom, wie het nie probleme nie? Ek wil u graag ontmoet, net na die diens. Ek en pastoor Alwyn, ons wil net by julle hoor, wat doen julle? Hoe werk dit? Want weet jy wat, net as ek gedink het, dis 'n lekker dag, dan het ek een of ander pyn of 'n ding, hè, pastoor Alwyn. Ek sien met my ou moeder ook. Of is finansies, of is die kar, of... En hy lag. Laasweek kry ek iemand uit om ons skottelgoedwasser wat gebreek het reg te maak. Hy maak hom reg. Hy loop soos 'n horlosie, gisterand sit ek hom aan, maak hy dieselfde geluid. Nou staan ek in die kombuis, nou weet ek nie, moet ek die masjien bestraf, moet ek die duiwel bestraf? Sê ek, ag, Here Jesus. Ek geloof wat vir my sê, moenie worry nie, alles gaan alright wees. Dis 'n geloof wat begeer dat God se belofte sonder die realiteit en die werklikheid van sy teenwoordigheid in ons lewens se werklikheid is. Ek wil al die mooi hê. Ek wil al die goeie hê. Maar die God wat dit gee, wil ek nie in die saak hê nie. Dink jy dit werk so? Dit is skynheilig. Skynheilig. Matteus 15 vers 18, sit dit vir my agter op die bord, asseblief julle. Hoor wat sê hy, hierdie volk nader my met hulle mond, en eer my met die lippe, maar hulle hart is... I know. Dat ons sal op daai plek gekom. Here, ek wil net hê jy moet goed wees vir my. En hier kom die groot ding, wat vra die Here van my en van u? Ons geloof moet onwrikbaar in Jesus Christus, die Seun van die lewende God wees. Waak en bid. En daar's 3 dinge wat ek net vinnig onder die aandag wil bring. Wat's die eerste ding wat ons moet kyk na wat belangrik is die volgende: maak vas jou geloof in die verlossingswerk van Jesus Christus aan die kruis, nie op die voorbeeld wat dit inhou om goedheid uit dit uit te kry nie, maar wat is die belangrike? Ek en u moet op die plek kom waar ons staan in geloof, dat ek vas staan, dat Christus my vrygekoop het, hy het my losgemaak, niemand kan iets van my lewe sê nie, ek is gewas in die bloed van die lam. Pastoor, wat as ek weer eens 'n fout maak? En glo vir my vry, ons kan foute maak. Wie van die maak nie foute nie? Ek vat my moeder 'n bietjie see toe daar by Bloubergstrand gister. Jy weet, en ek ry soos 'n gelowige. Baie rustig en kalm, want my ma praat vinnig met haar seun en daar's my vrou. Nou sê, "Hey, jy moet ordentlik ry." Ek wil my ma net die see wys. Maar sy bestuur van agter af die hele pad. Sy doen. En nou die beste van alles, ons stop by die winkelsentrum, weens persoonlike redes, maar ons stop daar, nou ry ek en ek soek 'n stopplek en alles is vol. En almal is so besig. Groet nie mekaar nie, jy weet. Ek soek net 'n vriendelike gesig.
Soos vanmôre wat ek kry hier in die kerk. En ek ry, en weet jy, ek besluit om hier te stop, en ek sien daar gaan 'n parkering oop, en ek sit die flikker aan, ja, ek was in die linkerbaan, en ek wil regs draai oor die middelbaan na die regterkant toe. En die volgende oomblik druk 'n ou vir my 'n toeter, wat sy volle reg is. En hy kom verby my, en hy praat vingertaal. Wie van u sou gesing het, loof die Heer, laat die aarde getuig. Sou u dit gesing het? Nie hierdie pastoor nie. Ek sê, my broer, wat is jou probleem? En ek besef ek's verkeerd. Nou is moeder en Lenushka saam met ek sê, nou blaas ek vir hom op toeter. Pastoor, jy doen nie sulke goed nie. Jy's 'n heilige. Ek druk vir hom toeter en ek sê vir my moeder en my vrou, ek sê, kan jy glo wat hierdie ou vir my wys? En wat sê my vrou en my moeder? Kalmeer net. Kalmeer net. En gisterand dan, weet jy wat is die groot wonder en die goddelikheid van dit, ek sit daar en ek sê, Here, ek het verkeerd opgetree. Ek is net mens. Ek voel sleg hieroor, Here. Ek sê, jy weet wie ek is, jy weet, jy ken my hart en my gedagtes. Ek dank U vir die genade wanneer ek 'n fout maak. En ek wil vir U sê, wanneer jy 'n fout maak, onthou, God skenk genade deur egte geloof. Wanneer ek hom vertrou en ek 'n fout gemaak het, dan was hy my in sy bloed. Hy vergewe my en hy herstel my, sodat ek voluit vir hom kan lewe. Nie op die gronde van my eie soort geloof nie. Wat sê Galasiërs 2 vers 20? Ek is amper klaar. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Die feit dat Christus in jou leef, my boetie en my sussie, my broer en my suster, vergewe maar die ander broer. Spreek hom vry. Dis nie jy wat leef nie, Christus leef in jou. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in die seun van God, wat my lief gehad het en nog steeds lief het, en homself vir my gegee het. So punt nommer 1, maak jou geloof vas in die bevryding en in die herstelwerk wat Christus vir ons gegee het. Tweedens, ontwikkel en beoefen. Ontwikkel en beoefen jou geloof in God eerder om op die geloof van 'n ander te ry. Wie van julle het gehoor wat Job gesê het? En daai woorde is groot woorde. Here, ek het altyd gehoor wat ander van U gesê het. Maar nou het ek U van aangesig tot aangesig. Weet jy wat gebeur? In Handelinge 19 vers 13 tot 16 kry ons die seuns, 7 seuns van Skefa. En wat doen hulle? Hulle hoor hier's manne wat bevryding doen. Hulle spreek duiwels aan, duiwels gaan uit, hulle sien mense word gesond en hulle sê, wel, kom ons doen hierdie ding. Kom ons doen hom. Sit hom gou vir ons asseblief op. En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het. En te sê,
ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Volgende teks. Dit was sekere 7 seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester, wat dit gedoen het. Volgende teks. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek en van Paulus weet ek. Maar julle, wie is julle? Ek hoor julle praat in die naam van my verlosser. En ek bedoel, nie hierdie bose gees nie, hy ken die woord. Pastoor Johan, hulle ken die woord. Satan kom by die Here, wat sê hy vir hom? Hy sê, daar staan geskrywe. En wat ek bedoel vanmôre is, ek en u wat as verlostes lewe, het jy so 'n verhouding met die Here Jesus Christus, dat jy in sy naam mag praat, en kan praat. Jy is nie op die geloof van 'n ander nie. Kom ek vertel u net kort storieetjie. Ek ken mense wat die Here dien en die persoon se vrou, sy doen backtracks en goed vir mense, hulle het in Gauteng gebly en dis hoe sy geld ingevorder het vir haarself, musiek en backtracks en haar man verloor sy werk. Hy verloor sy inkomste. En hulle kom op 'n punt wat dit baie erg met hulle gaan. Baie erg. En hulle besef, maar jy weet, nou gaan die wêreld intree, die wêreld kan moontlik die karre kom vat en die wêreld kan moontlik goed in die huis kom vat en al die goed. En hulle begin die Here vertrou in geloof en sy vrou word een oggend wakker en sy sê, Satan sal nie 'n ding uit hierdie huis uitvat nie. Hierdie goed behoort aan God. En ons vertrou die Here vir sy voorsiening. En weet jy wat gebeur? Dan sy begin dit bid en haar man word wakker. En weet julle wat gebeur? Hy sien sy staan op en sy begin deur die huis loop, maar sy bid kliphard, want die gees van die Here is op haar. En sy sê, Satan, sien jy hierdie stoel, sien jy dit, sien jy daai, jy sal dit nie kom vat nie, God het dit gegee, dis God sinne, hy het voorsien, en hy sal sien dat dit hier bly. En sy bid, sy sê, jy sal nie in hierdie garage kom, enige voertuie vat nie, jy sal weet, God voorsien, en hy hou ons vas in sy hand, en hierdie ou besef, hoor jy sommer, my vrou is besig om te profeteer oor ons huis, en al wat hy doen is, hy loop agter sy vrou aan, en al wat hy sê is, ja Satan, hoor jy wat my vrou sê? Hoor jy wat my vrou sê? Ons glimlag lekker. Hulle het niks verloor nie. Die bank het niks kom vat nie. God het voorsien. Want haar geloof was nie in die voordeel wat sy kon kry uit iets uit nie. Haar geloof was in die skepper van hemel en aarde. Ek vra vanmôre vir jou, is jou geloof in die skepper van hemel en aarde? Nie soos die seuns van Skefa nie, want wat het met hulle gebeur? Hulle dryf hierdie duiwel uit en hy sê, kyk, ons ken vir Jesus. Ons weet hy is die seun van God. En ons ken vir Paulus. Paulus het 'n ervaring met God gehad en met Jesus Christus deur sy gees. Maar wie is julle? En hy het hulle uitmekaar uit. Hy het hulle geskeer en aangeval en openbaring wat hulle gekry het. Die derde ding wat ek net gaan noem is, jy moet wandel in die opregtheid en in die egtheid van jou geloof. Wandel daarin. Ontwikkel en beoefen dit, maar ek wil ook vir jou sê, wandel daarin. Elke liewe dag. Intieme verhouding met die begin en die volëinder van jou geloof, Jesus Christus, om te groei en te groei en te groei. Hebreërs 12 vers 2 asseblief. Kiara.
met ons oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Hierdie tafel sê vanmôre, het jou nie net vrygekoop nie, het jou nie net vergewe nie, het jou herstel. Het jou herstel, sodat jy, punt nommer 1, jou geloof in Jesus Christus deur sy verlossingswerk kan vasmaak. Tweedens, jou geloof kan ontwikkel en beoefen. En derdens, om te wandel in die egtheid van jou geloof. Ek het hoeveel al keer mense in my lewe gehoor wat sê, en as iemand deur moeilike tye gaan, dan sê hulle net hierdie woorde, jy moet net glo. You just have to got faith. And it will come. Ek weet nie so mooi nie. Maar ek weet, as ek geloof in Jesus Christus het, my maat, geloof sonder werke is dood. As ek geloof het, egte geloof, weet jy wat daai geloof sê? Ek moet iewerste in die dag moet ek in die woord kom. Iewerste in die dag moet jy net 'n bietjie tyd saam met hom spandeer. Die oggende is beter want dan hoor jy die Here duidelik. Daar het nie ander goed al intussen gebeur nie. Maar ek wil ook vir jou sê, as jou ore oop is, sal jy hoor wanneer die Here praat. Jy sal hoor wanneer die Gees, toe ek gisterand na daai besige dag en die wind wat my gewaai het, ouens wat met vingertaal met my praat en vir my goed wys en toeters druk, toe ek gisterand stil word, toe sê die Here, my kind, jy het eers goed om reg te maak. Hoeveel van ons loop dag vir dag met daai goed? Ons maak nie reg nie. En dan oorweldig dit jou iewerste in jou lewe. En ek wil jou vanmôre, wil ek jou net aanspoor. Beoefen daardie 3 goed. Want toe die Here Jesus by die tafel kom, en hy begin die brood breek, toe sê hy, dit is my liggaam. En deur my liggaam wat vir julle gebreek word, gaan julle vrye toegang tot in die heiligdom van my Vader hê. En deur my bloed word julle skoon gewas. En elke keer as julle van hierdie brood eet en van hierdie sap drink, wil ek hê dat julle sal onthou, ek het julle vry gekoop. You have been bought with a price. You are free in the name of Jesus to serve him through the power and the might that he gives. Hy is die ene wat dit moontlik maak vir my. Pastoor, ja, jy weet, jy is nie in my skoene nie, prys die Here. U is ook nie in my skoene nie, maar een ding weet ek, Christus leef in hierdie liggaam deur sy Gees. En weet jy wat, hy vul hierdie skoene ook. Ek moet net gehoorsaam raak. Ek moet net op die plek wees. Want hierdie tafel spreek vandag van vergifnis. Hierdie tafel spreek vandag van vryspraak, geen veroordeling. Dat ek herstel is om met hom te wandel en hom te dien. Dat ek die karakter van Christus in my kan hê en ook sy gesindheid. Dit spreek vir my uit die posisie wat ek in Christus beklee. En saam met daardie posisie die autoriteit wat ek in Christus geniet. Nie van wat ek van ander gehoor het nie, maar dit wat ek van hom weet. In verhouding het. En laastens, 1 Petrus 4 vers 10, hy het vir elkeen van ons 'n besondere bekwaamheid gegee.
om te kan leef. Kom ons staan op. En terwyl ons opstaan, gaan ek vra dat die broers vir my, wat my gaan help vanmôre by die tafel, na vorentoe sal kom. Ons gaan eers dank vanmôre. Want die woord sê, nadat hy gedank het, het hy die brood gebreek. Weet jy wat vir ons is dit? Ja, pastoor, jy hou die nagmaal, maar kom ek sê vir u iets. Christus was by die disippels gewees. Sy gees is hier. Hierdie tafel is die plek waar ons verklaar, Here, u woon in my. Ek staan in geloof voor u. Ek kan u dien. Ek kan u eer. En weet jy wat? Alles is moontlik vir die wat in hom is. As jy in hom bly en hy in jou, kan jy selfs vra wat jy wil. Kom ons bid saam. Vader, ons dank u vir hierdie tafel vanmôre. Ek dank u vanmôre, Here, vir hierdie geleentheid om net te kan dink aan wat u vir ons gedoen het. Om te kan verklaar, ons is vergewe. Ons is vrygespreek. Here, ons kan in egte geloof met u wandel en die pad stap. Help ons dat ons sterker sal word, sal groei in u. Help ons vanmôre, Here Jesus, dat ons met u sal wandel elke liewe dag. Nie net in dit wat ons kan kry, die voordeel wat dit vir ons bring nie. Maar heel eerstens dat ons op u kan fokus. Die begin en die volëinder van ons geloof. Ons prys u naam. Dankie, Here Jesus. En hy het die brood geneem en hy het dit gebreek. Hy het gesê, dit is vir julle gemeente, dit is vanmôre vir jou. Gaan vra dat die pianis vir ons na vorentoe kom. Dankie, Here Jesus. Ek gaan vra dat u nie daai broodjie gaan gebruik nie, hou hom net vas. Hou hom in die hand vas, en die kelkie ook wat u ontvang. Hou dit net vir ons vas. Daar's soveel skokkende goed wat ons nou in die laaste dae sien. Maar ek wil u as gelowige bemoedig. Hou jou oë gefokus op Jesus Christus.
Hy wat die begin en die volëinder van ons geloof is. Maak seker dat jou geloof vas in hom is. En ontwikkel en beoefen jou geloof in hom. Geloof sonder werke is dood. As ons dan weet wat reg is en ons doen dit nie, dit is sonde. En ek weet dis 'n teersaak, staan jy vanmôre hier dalk met onvergewensgesindheid teenoor iemand. Die saak was dalk nie so groot gewees nie, maar daar's onvergewensgesindheid en dan wil ek vir jou sê, vergewe daai persoon. Vergewe daai persoon nie op die gronde van jou gevoel en jou belewenis nie, maar op grond van wat Christus aan die kruis vir jou gedoen het. En wandel en beoefen egte geloof. Prys die Here. Christo, kan jy ook vir my vorentoe kom asseblief saam met die orkes? Ek gaan vra dat hy nie daardie broodjie nou al gebruik nie. Ons gee net kans dat almal by mekaar is, dan staan ons in eenheid voor die Here. Ons wag net van ons mense, as almal bedien, as jy nie ontvang het nie, steek net vir my u hand op asseblief. Terwyl die musiek speel, staan vir 'n oomblik voor die Here en sê, Here, U oortuig my nou om reg te maak en ek vergewe daai persoon. Ek spreek hulle vry vanmôre, nie op grond van wat ek voel nie, maar op grond van wat U gedoen het aan die kruis. En vanmôre vra U van my, Here, dat ek die egtheid van my geloof sal begin leef. Dat ek dit sal beoefen en laat groei. En ook, Here, in hierdie môre, dat ek met U sal wandel deur die Gees. Jy moet dalk, dis dalk nie 'n persoon nie, dis dalk gebeurtenisse wat gebeur het. Wil ek vanmôre vir jou vra, sê, Here, ek voel ek was onregverdig behandel, maar Here, ek vergewe elke persoon en ek spreek hulle vry vanmôre. Want ek is U kind, ek is geroep en U gee vir my besondere bekwaamhede. Vanmôre, Heilige Gees, terwyl ons so is, hier by mekaar staan, dank ek U dat U ons harte oortuig, dat U met ons deel vanmôre. Here, dat ons sal regmaak en so met U sal begin wandel, Here. Dankie dat U liggaam gebreek is, U bloed gevloei het, dat ons vergewe kan wees. Dat ons vanmôre kan besef, dat ons is herstel. Dat ons vanmôre kan besef, Here, ons kan in U karakter wandel. Ons kan met U gesindheid, Here, kan ons stap elke dag.
Want ons is deur U gekies. Here, maak ons nou skoon en rein. Daar waar U staan, wil ek jy sê net agter my aan, Here Jesus, dit wat gebeur het in die verlede, ek sit dit alles nou in U hande. Soms kon ek dit verander, soms kan ek selfs nie eens iets verander nie, maar ek plaas dit in U hande. Vergewe my, was my in U bloed. Ek vra vanmôre, help my, dat ek ander sal vergewe. Ek spreek hulle vry, in Jesus naam. Amen. Kom ons gebruik hierdie broodjie. Here, baie dankie dat die bloed nie sy krag verloor het nie. Oh, the blood of Jesus washes us clean. Die bloed versterk ons. Ons kan onder die bloed staan en die beskerming geniet. Omdat ons in U is, Here Jesus. Ons prys U, amen. Kom ons gebruik nagmaal vanmôre. Kom ons gaan dit sing vanmôre. You are my everything. Ja, kom ons sing dit vanmôre terwyl jy net so staan. Ek gaan nie vra dat jy rond beweeg nie. Maar net vir 'n oomblik. Kom ons doen 'n verklaring dat ons aan Christus behoort. Dankie Christus. You are my life. Fokus net op Jesus Christus vanmôre. I trust in you. Kom ons aanbid hom net vanmôre. You fill my heart, send me Up. apart. I'm found in you. You are my one desire. You're the holy fire that burns in me. Lover of my soul, you don't let go. You made your home in me. Yeah. You are my everything. All I need is in you. And all I am is in you. Dankie Here Jesus. You overflow my heart and soul. Wash over me. Oh, halleluja. Aanbid die Here daar waar hy staan vanmôre. Steek jy aan hom, sê Here, U is my alles. You now, your love surrounds and covers me.
You're my one desire. You're the holy fire that burns in me. The lover of my soul. You don't let go. You made your home in me. And all I am is in you. It's in you. Vader, vanmôre kom ons na U toe. U is ons alles. U is ons begin, U is ons volëinder. Dankie dat U ons vrygekoop het. Help ons, Here, dat ons vas sal staan in U. Dat ons gegrondves sal wees in U. En ek vra vanmôre, Here, dat ons geloof sal beoefen in U. En dat dit sal ontwikkel, Heilige Gees, dat U ons sterker en sterker sal kom maak, en U ons sal lei, dat ons net in U sal staan. En ek bid ook vanmôre, Here, dat ons met U sal wandel, in die egtheid van ons geloof. Wanneer mense sê, you just gotta have faith, dat ons sal sê, yes, faith in Jesus Christ. Geloof in Jesus Christus, want in Hom is alle dinge moontlik. En dat ons hierdie pad eindtyd sal stap, dat ons sal waak en bid, en sal deurdruk, Here, totdat U terugkom. Ons vra dit vanmôre in Jesus naam. Ek bid vanmôre, Here, dat U ons sal beskerm en sal bewaar. Saam met ons sal gaan op ons verskillende paaie. Maar bo alles dat U verheerlik mag word in ons lewens. Dat ons vir U sal lewe en U sal dien waar ons ook al kom, voorbeeld sal wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons nooi vir vanaand, is ons Engelse diens, maar soos u reeds al ontdek het, die pastoor is nie baie goed in Engels nie. So daar is Afrikaans tussenin. En Menkel sê hulle hier agter my, maar ons nooi uit om vanaand deel te kom wees, kom aanbid die Here saam met ons, en kom geniet dit saam met ons 5:30. So ons kyk uit vir U en kom geniet dit net saam met ons, die Here seën U. Dankie. Day mystery, death is beaten and You help rescue me. Sing it out, Jesus is